It's time to tally the votes. First vote. Biltong and beer. Second vote. Vane and Calf. That's 1 for Biltong and beer and 1 for Vane and Calf. And the final vote is Biltong and beer. Yes! Yes! Fuck this. Tussen kussens raak die wêreld saag. Die lawaai van buite bedaar soos golwe wat rus. Gaan ek red? En woorde Hi. Ek is Tom Swarts, die wenner van Survivor Suid-Afrika seisoen 6 in die Filippyne in 2018 en vandag doen ek 'n onderhoud saam met Tussen Kussings of Langs 'n Kussing. Ek het baie vrae natuurlik oor Survivor. Ek kan so sien, ja. is soos ja, ek het toe ons geweet het ons gaan met jou praat op Tussen Kussings. Toe ek soos okay, ek gaan backtrack en toe besef ek is such a fangirl. Maar ek meen dit is such a moment om te dink, ek meen kyk hoe cool. Winner of Survivor Philippines. Hoe was daai initial oomblik toe hulle jou bel, nie toe hulle sê jy wen nie, maar toe hulle gaan, "Hey Tom, ons wil jou op Survivor hê." So hulle het nie gebel nie. Hulle het eintlik 'n ou afgestuur van Johannesburg af. Oh wow. Ja, van MultiChoice af gestuur hulle ou PE toe. Toe sê hulle, en hulle is eintlik baie skelm. Toe sê hulle nee, luister, hulle sê nie die kamera ou af en jy moet net maar omgaan in jou huis en jy weet wys dis die kombuis, dis waar ons kook, Ja. dis ons bedkamer waar niks gebeur nie. En so aan en ek moet hierdie ou deur die huis loop om te sien as ek op kamera kan praat. Toe later dan op hierdie Hierdie is presiese tafel. Hierdie is die toets vir worlds. So op hierdie tafel sit hy so 'n kameratjie op die eind van die tafel en hy sit daar en ek sit hier en hy vra my so 'n paar vrae en dan steek hy sy hand so oor die tafel en hy vat my hand en hy sê geluk, jy's die volgende castaway. Ons vlieg môreoggend. Oh my word, net so. Ja nee, so jy het nou nie tyd om almal te bel nie of Ja. goed reg te maak by die werk hier. So my werk het, jy weet, hulle was altyd in die loop gewees. Jy weet, ek is nou op stadium 3 of fase 3 Ja. of fase 4 of volgende week vlieg ek Johannesburg toe vir 'n psychometric evaluation en 'n psychiatric evaluation en 'n medical Ja. en so aan en toe kom ek terug en toe later dan bel ek die ou en sê luister, hierdie ou kom af. So ek weet nou nie wat gaan gebeur nie, maar soos julle weet, as hulle dit vir my sê ek vlieg, dan moet ek dan onmiddellik. Dis soos 'n selfde Dis jy dag. gaan nou. Ja. En dit was so 4:00, 5:00 die middag, Sondagmiddag. Oh wow. En ek het die Maandagoggend uitgevlieg. Dis crazy. Toe ek by toe ek by die lughawe kom is daar ou wat so sign het, Tom Swarts. En ek gaan hi. Survivor. Nee, hulle mag nie. O, hulle mag nie sê nie. Ja, dis al Tom so Swarts, secret. ek loop daar in. Ek ken nie die ou nie. Hy sê hallo, hy sê so. Kan nie sy naam onthou nie, maar hy sê moes hulle ou. En hy sê vir my horlosie asseblief. Hy sê wil jy nie tyd miskien hê nie. Nee, ek soek jou horlosie. Sê Here, chom. Ek dog julle ten minste 'n budget, maar okay, vat maar die horlosie. Oh wow. 'n Selfoon, laptop, iPad, enige iets wat Ja. jy weet kontak met enige iemand anders kan kry, soek hy. So maar alles oorgegee. Toe gaan ons deur international flights toe. Soos gewillig om beroof te word. Net so vat dit basies. alles. Dan gaan dit Dis dan net Suid-Afrika. terugkry. Ons is mos gewoond. Ja, daar's hy. En ja, volgende oomblik toe gaan ek deur die international flights. Ja. En toe sê die dame vir my, "Waarheen gaan jy?" Ek weet Ek nie. sê ek weet nie. Sy sê wat? Ek sê nee, ek weet nie. Sy sê you're going through customs, Ja. but you don't know where you're going. Ek sê ja. Security. Want jy's alleen, jy het nie die crew nou of Nee, enigiets ek by het nie. nou hierdie handler wat saam met my was, maar hy was so
3 mense voor my Okay. gewees want hulle split ons mos op. Daar's soos in 5 of 6 hekke. Ja. En toe ons saamkom by die hek, stuur hulle vir hom een kant toe en vir my 'n ander kant toe. Toe sê ek nee, ek weet nie waar gaan nie. Sê nee, hier is ons 'n moerse fout. Ja. Toe kom hy Very en hy sus. besluit en hy beduie vir hulle, jy weet wat aangaan en so aan. Ja, en toe was ek op die vlugtyg en daar was ek weg, ja. So, toe jy op die vliegtuig klim, natuurlik hoor jy hulle gaan Filippines toe. Nee. So, glad nie, hulle sê Nee. niks nie. Ons So, het- wanneer het jy geweet jy's in die Filippines? Toe ons in Manila, toe ons in Manila land, toe spandeer ons die aand in 'n hotel in Manila. Was dit my laaste keer wat ek nou uitgaan met ander mense. Toe sê hy vir my, jy die aand vir jouself. Waar gaan jy? Maar nog steeds nie met die ander Nee. castaways nie. So wat gebeur is, hulle kan nie almal van ons op dieselfde vlug sit nie. Ja, Want julle jy kan kan 'n nie ontmoet Suid-Afrikaner sien van 'n myl Ja, af. exactly. En so ons is almal op verskillende vliegtye en op verskillende dae en verskillende tye. Ja. Dan die volgende oggend toe ry ons met hierdie skorrel taxi Ja. hierdie klein lughawetjie toe. Van daar af was luister en hierdie ding geskit soos 'n kite. En toe land ons op so 'n klein eilandjie, toe ry ons so 'n uur en 'n half in 'n ander skorrel taxi. Kom ons by 'n hotel aan. Hy sê reg, sigarette. Ek sê wat? Sê waar is jou sigarette? Ek sê ek het nie. Hy sê man, moenie Ek onthou actually was 'n Moenie bolly episode nie. waar jy gaan was baie goed wat ek nie die doen nie. Ek lieg nie en ek rook ook blykbaar nie meer nie. ja. Maar ja, toe moes ek alles uitgee, jy weet al my sigarette en alles in die hotel en die hotelkamer se vensters is toegemaak van die Wow. buitekant. Oh wow. Die remote is gevat. Ja. So jy kan nie daar TV aanskakel of Jessie. afskakel nie. It's just a hostage situation. Dit is. Wow. En I have adult ADHD. So as ek nie myself entertain nie, Ja. gaan daar kak wees. So daar was soos hierdie Filipino bouncer wat net buitekant my deur sit. Nou is ek verveeld. Toe vra ek vir die ou, kan hy vir my nie soos in 'n tydskrif kry of so ietsie. Nou weet hy nie wat 'n tydskrif is nie, want hulle het die geld daarvoor op daai eilandjie. Ja. Toe kry hy hierdie 3 tydskrifte en hy bring hulle maar, hulle is almal in Frans. Oh, wow. Maar hy is soos 'n moerse happy met homself want hy het 3 Ek het gevind. iets gekry. Jy weet. Nou lê ek daar. Nou weet ek nie hoe laat dit is nie. Ja. Ek weet nie wat se dag dit Kom is dit is nie. uitgebleik, jy kan ook nie buite sien Hulle nie. klop aan jou deur, maak die deur oop. Hier is vir jou ontbyt. Hulle gaan weer. Maar dis okay, soos oggend. Ja, Ontbyt is oggend. Eiers. Ja. dit moet Ja. oggend wees. Nee. So ek neem aan so 12 uur, 1 uur klop hulle weer, vat hulle die ou, jy weet jou sachet, Oh, gee wow. die volgende een en dan sit jy. Nou skryf ek. En ek het 'n boek saamgevat, so 'n leesboek en ek teken en ek skryf en om myself besig te hou. En ek het baie goeie maatjies gemaak met Gekko. Ja. Ek het die grootste vrees vir gekkos. Nee, ek sal Sy naam is Philly. enige ander. Philly van die Philly, Philippines. ja. Shame, is hy okay? Ek weet nie. Oh. Ons het lanklaas gepraat. Hy praat nie baie nie. En toe raak ek verveeld dan lê ek so op die teels Ag nee. en ek kyk so onder en dan kan ek daai bouncer se voete sien. As jy die voete skuif so dan weet jy is aan die slaap. En dan skud ek daai handvatsel van haar deur en daar is daai ou op en hy kyk left en Ag, right en om te shame. sien, jy weet, ek mag nie uit my kamer uit nie. En op die een dag het hulle my uitgelaat vir 'n uur. Toe loop ons vir 'n uur. Toe sê die dame vir my, soek jy iets om te eet? Ek sê ja, wat soek jy? Pizza. Toe gaan ons toe kry ons 'n pizza. Eet ons die pizza op pad huisie want nou is die uur amper oor. Terug in vir so 2 of 3 dae. En dan klop hulle weer op die deur en jy dink, "Eer, kan nie ontbyt Ja. klaar wees nie. Dis bietjie vroeg." Jy weet jy raak soos in gewoond. En maak jy die deur oop en hierdie meisie se naam was Lovely gewees. Okay, die Filipino meisie. Toe sê sy vir my, you have an hour. Ek sê vir wat? We're leaving in an hour. Oh wow. Nou is ek nie reg. Nou nie. sy is Ek is nie reg nie.
Ek is nie reg vir die ding nie. Jy weet, Ek begin sommer dit sweet. het so lank Yes, nee. gevat. So ek was in daai hotelkamer vir 5,5 dae. Oh wow. Ja, so was lank. So dis obviously in die tyd wat die ander mense ook kom. Ja, hulle en- kom soos in stadig in Ja. op verskillende flights en so aan. En so ek was die eerste een wat geland het. So ek was daar vir die langste gewees. Maar ja, Dis dit was crazy. kak. Ek was so verveeld. Ek het baie geslaap en baie gedink aan my game en Ja. jy weet, ek het nou nie baie Survivor gewatch nie. So ek het nie die hele series gevolg, Suid-Afrika en Australië en Ja. Nieu-Seeland en Amerika en maar die ander mense het clearly Ja. baie tyd Hulle was spandeer. diehard fans. En ja, toe kom hulle haal hulle vir ons met 'n blindfold aan. Ja. Hulle loop jy die trappe af. En dan kan jy voel jy is buite. Jy weet, dan voel jy nie die aircon nie. Ja, ek Dan weet weet dit jy is warm. buite. Jy weet jy gaan oor die pad. Jy weet jy staan nou in die sand en hulle sê reg, trek uit. Dan moet jy uittrek en jy moet boutjies wys om seker te maak jy smuggle niks in nie. Oh wow. En dan vir die eerste keer soos as jy links of regs kyk, dan sê hulle vir hey, Oh wow. dan staan jy weer. Sê luister, as jy nie oplet nie en jy breek die reëls, gaan jy sommer nou huis toe. Oh wow. So ek gaan nou nie al die pad Philippines toe vlieg nie. Ja, net 5 nie. dae in 'n donker hotelkamer sit om daai selfde dag huis toe te gaan. Nie. Exactly. En ek kon ook nie 'n ordentlike vakansie bekostig nie. So ek het gedink hier is my tyd. Ek jy moet weet. net hou tot wanneer my vrou kom kuier. Dan is ons in die Filippines. Nee, sit my net op die eiland. Nee, nie Ja. so. Sit my net op die Ek dink eiland. as hulle hierdie roetine volg met boerseke vrou, is dit baie meer interessant ook gewees het. Maar is nee, dit nie- waar jy bind jou vas vir 5 dae. Kyk ons Bind of 'n jou boer vas jou vir kry, 5 dae. nee. Blindfold jou, strip naked. Ek die boerseke vrou, jy mis iets hier. Jy mis iets. Maar nou het jy Moenie dit daai oomblik waar jy wanneer kies jy daai oggend toe hulle nou sê jy het 'n uur? Ja. Kies is dit die dag wat jy kies dis wat ek gaan aantrek? Want Nee. ek voel altyd Jy- soos Jy klaar hoekom jou is iemand klere. in stilettos? Nee, okay, so hulle sê trek aan soos jy normaalig aantrek. Gelukkig was ek nou net deel van die anti-poaching unit, so Yes, ja. ek het soos my anti-poaching goed aangehad. Soos hulle sê jy mag net een langbroek vat en een pair shorts Ja. of baggies. So ek het daai Daai zip-offs. ja, die zip-offs gevat. So nou het ek albei. En in die aande as dit jy weet as dit nog warm is, dan trek ek die onderste gedeelte af, rol ek hom op en dis 'n kussing. Aha. So jy dink aan sulke klas kak. Ja, ek doen nie. Ek dink net soos my bra moet nie draad hê nie. Moet definitief nie 'n G-string dra nie, want ek gaan nie Nee. baie lank hou nie. Nee, niemand hou van angelflos nie. Exactly. Maar hierdie is daar's 'n Survivor box wat baie cool is. Dit het my baie excited gemaak. Hierdie is die hemp wat jy gedra het. En ons het almal Nog nie so gewas nie. nog nie gewas. Goeie rede is, Ja. nee. Sy skiet beter as ek, so ja. Daar's hy. Maar dis kom ons haar eerste gehad het op eerste seisoen ook. Maar ek meen daar's so baie dinge wat uitgestaan het oor jou en in die Survivor box is al hierdie goed. Ek meen hierdie is die briewe wat jy gekry het en as 'n familievaste man, die oomblik toe hulle die family reunion, kyk ek bol my oë uit. Family reunion is ek soos ek weet ek het selfs gedink soos die worst characters daar dan kom hulle is mans daar aan dan sê ek soos kyk iemand is lief vir hulle. It's horrible. Iemand is lief vir hulle. Iemand moet lief wees Okay, vir hulle. okay. Hierdie is die brief wat jou vrou vir jou geskryf het, jou vrou en jou seun. En die oomblik wat die familie reunie was, ek meen 'n mens kon sien dat dit jou emosioneel geraak het. En jy het so mooi verduidelik dat jy spandeer elke dag saam met jou vrou en nou besef jy is 39 dae weg van hulle af plus nog daai 5 wat jy nou weer En ons het huis glad was. nie gedurende daai 39 dae nie een keer beklei nie. Nee, amazing. Eerste keer in 25 jaar. Ek sou net daar op jou geskree het want jy het daai challenge verloor die dag wat sy kom kuier het. Terrible. ja. Ek voel het. ek voel ook asof Werner gekroek het, want hy het liewe Jesus aan sy kant gehad. Jy weet. En ek nie. En ek Hy nie. was 'n pastoor, hy werk liewe letterlik vir hierdie. Liewe Satan, waar was jy toe ek? Ja, okay. Hy was besig om Okay. jou onderbroek te fix. Maar dit is 'n emosionele ding. So in Ja. daai dag toe Nikki daar aankom en jy sien haar, was dit 'n is dit regtig soos ek moet dit doen vir my familie of is dit soos skreeu dit, ek gaan na huis toe. Nee. Soos okay, so Survivor sê vir jou jy mag 3 mense kies.
wat jy wou op die eiland saam met jou hê vir daai dag. En ek het besluit ek het nie mens nodig wat my ondersteun. Wat my lief hê ter wille wat ek sê of doen nie. Maar hulle het Nikkie gestuur in plaas van daai ander persoon. So ek was verbaas. Ag nee. Maar ja, ek het soos geoefen, jy weet, in my kop deur en deur gegaan. As hy om daai hoek kom, gaan ek hierdie soos 'n Baywatch loopie doen en hulle liefie, hoe gaan dit? Mis jou. Wat toe sy om daai klip uitkom. Ag nee, Here, was te veel geweest. Ja, heilig, soos 'n daai lelike huil. Ja, die Ja, Kim that Kardashian ugly cry. cry. Ja. Like, maar dit was so 'n mooi oomblik geweest. Dit regtig was. Ja. En ek voel as dit gee jou daai hupstoot vir daai laaste rukkie ook. My vrou is 'n teef. Maar sy weet hoe om die beste uit my uit te kry. Ons het op daai eiland gelê daai dag en sy het vir my gesê, luister, niemand gaan vir jou R1 miljoen gee om 'n nice ou te wees nie. En ek neem aan jy het nou almal gekroek om te dink jy's 'n nice ou. Maar nou is dit tyd om te speel. Een van die ander dinge wat sy vir my gesê het wat moeë verskil gemaak het is you know our financial situation. Get it done. You know what you need to do, get it done. Dis is die beste hoop. Soos, maar sy het nou nie onthou dat sy 'n mic aangehaat het hier en so aan. En nou is daai dag oor en nou moet hulle ry, jy weet, en Werner se vrou huil en hulle is inconsolable. En hulle hou mekaar vas en jy moet 'n stok tussen die twee sit om hulle uit mekaar uit te kry. En my vrou sê vir my, gee my hand asseblief. Gee die hand, sy klim op die boot, sy sê, ons het gepraat hieroor. Get it done. I'll see you in 5 days, have fun. Oh, maar dis En ook dit was cool. Dis is I got this. Ja. Ja. Maar dit is, jy het nie daai soppiness nodig nie. Jy het net soos jy is Nee. daar om 'n game te hê en die experience in jou lewe te hê, maar jy's ook daar Soos om ons het 'n reël by die huis. You have 48 hours. So if something terrible happens, if something happens that really pisses you off, you have 48 hours. And after the 48 hours, I want my husband back, please. Oh, I loved it. So the same thing on Survivor. Just let me be dramatic. Yeah, Ek het 48 hier. I got this. yeah. Let me just be melodramatic. Maar jy, yeah, 24 hours. After that, Amazing. I want my husband back. Oh, wow. So ja, maar sy het nou nie onthou dat sy gemaak is. So toe ry die boot, toe staan ons almal so, hier is hierdie picture perfect shot. Ons staan so almal op die sand en daar gaan die boot in die son wat so sak oor die water en almal huil en ek staan naderhand split ons soos almal op en Werner gaan huil oor sy vrou en Katinka oor haar ma en die kameraman loop verby vir my en hy sê, "Yes, your wife's tough." En ek, ja. Ja. So, Ja. jy was gesien as hierdie villain in Survivor en Met raad, ja, ja, omrede. ja, en almal wat met jou beklei het. Nee, nie regtig nie. Om eerlik te wees, ek is baie moeilik. Ek is en ek weet dit. En my vrou sal my ondersteun met daai met daai comment. Ek is baie moeilik. En as ek uitgaan en soos op die eiland visvang of kos gaan kry van die see af vir 3 ure en ek kom terug en niemand het hout gaan haal nie of niemand het water gaan fetch nie. Ja, dan raak ek so 'n bietjie moerig. Ja, want hulle En dan sê ek vir die ouens, luister, ek wil nou nie lelik wees, maar ek het vir die laaste 3 ure in die op en af geswem om
om kos te kry vir almal van ons. Kan julle nie ten minste hout gaan haal nie? En dan as die comment daar terug, we don't work for you. Ag nee, dan sit ek in my moer. Nee, dan strip ek my moer. En die ander ding is, wat jy sien is wat jy kry. Ek het nie 'n filter nie, ja, en ek weet hoe kak het is. Maar ek sê wat op my mind is, ek sê wat op my hart is. En as jy 'n fans daarvat, dis soos 'n present vir iemand gee, okay? As ek die present hier sou hou en ek het vir jou gekoop, wie se present is dit totdat jy dit vat? Dis nog myne. Ja. Maar as jy dit vat, is dit joune. Okay? So dieselfde met 'n fans. Ja. Dis my probleem totdat jy dit vat as 'n offense. Dan is dit jou probleem. Yes. Dan is nie my probleem meer nie. En ja, baie van die mense, ja, I wrapped a lot of people up the wrong way. Ja. Ja. So iemand spesifiek wat ons kan O, praat. hier, iemand. Iemand Daar's spesifiek. baie. Nee, wat dis ons nou foto's hier oor, maar ons O, gaan nou by die ja, foto's ja. kom. So obviously in die show is PK. PK, ja. Ek het 'n snaakse bynaam vir hom, maar ons gaan nie daai woord sê nie. Nee. En Jy kan nie klap sê op jou ding. ja, nee, ons mag nie. Nee. Nee. So jy het obviously baie vasgesit en ek wil daai storie oor soos jy het obviously jou ge-challenge Ja. en obviously op die show kan ons dit sien wat ook al, maar jy sê jy ook ge-challenge nadat Ja. jy gewen het. Nee, die aand wat ek gewen het, het hy my gehinder daarvan. So op die eiland was ek besig om uit te trek en weer aan te trek, jy weet, skoon onderbroek aan te of droë onderbroek aan te trek. En hy het soos langs my gesit terwyl ek dit doen. Normalig, jy weet, ek was 'n surfer my hele lewe in die water. So ek weet om aan te trek en uit te trek met 'n handdoek. Sonder om enige iemand te flash. En dit is ongelukkig nie so uitgewerk nie. So PK het, ja, he saw the worst of me. Die sê, hey, ek sê, ek jammer bro, maar ons is op 'n eiland en jy weet, ons is in die middel van nêrens en ons is nou 30 dae saam ontspan bro, Ja. relax. En in daai stadium of daai level van die game, het hy geweet, hy's op pad uit. En soos hy sê in sy onderhoud, het hy niks om te verloor nie. So hy moet iemand afpers. En daai iemand was ek gewees. So 'n uur of 2 later, toe speel ons op die strand. En dit was meer as 'n soos ons kom ons meet as wat dit speel was. Ja. So dit was so 'n bietjie open hand goedjies en kan sien, hey, luister, hierdie ou is getrain. Jy kan sien hy weet wat hy doen. En daai middag, toe sit ek op die een kant, hy sit op die ander kant. Hy sit in ons soos 'n shelter en ek sit op een van die stoele. En toe sê hy iets, toe lag ek. Maar ek lag dat die water uit my neus uitloop. Toe sê hy, luister, I will put you on your ass, old man. Ja. Dis is 'n uitnodiging vir soos 'n free booze en caviar. Jy weet, jy sê nie nee vir daai kakkie. En toe sê ek, okay, whenever you're ready. Toe sê hy is nie dom genoeg om my aan te vat op die show nie, want dan sou hy onmiddellik, jy weet, af. En ek ook. Toe besluit ons nie, okay, na die game, as alles oor is, dan sal ons beklei. Yes. So dis toe nou wat hier gebeur. Ek gaan hierdie kant toe, hierdie waar daai gebeur. Ja. So vertel ons van daai aand, want dit was in 2019. Ja, 28ste Maart, dink ek was, hierso in die baai. En toe die aand toe ek wen, voor die kameras en alles het hy deurgekom en sê, ons moet gou praat. Op baie oomblik het ek dit nie verwag nie. Maar hy kom nader en hy sê, onthou daai dag op die strand. Ek sê, ja, ek onthou, jy weet. Hy sê, is ons nog aan? Ek sê, wat? Hy sê, ons is nie klaar nie. Ja. Ons moet nog klaar maak. Sê ek, okay. Ons het een van die chosen 8, wat ons beplan het vir die 28ste Maart. So ek nooi almal. Ek sê, okay, ons kan maar speel. So we will be the
you know, the big bout. Ja. Ek sê, okay, reels. Ek is bietjie groter as hy. Ek weeg so bietjie meer. So we don't go to ground, because then I could use my weight. And then the other rule is, if I pin him against the cage, I've only got 3 shots. Then I've got to take him, then we either get separated, or we move off of the cage. Ek go, okay, nee, ons is aan. Toe bel ek vir die ouens van Chosen, sê ek, hey, game on boys. Ja. En so dit was Augustus maand gewees. Toe ek het begin train, ek moes afkom, ek dink 8 of 9 kilogram. Oh, wow. Hy moes soos in 5 kilogram aansit. So that we within 15 kilograms of each other. Yes. Unfortunately, the amount that he trained, hy het 3 kilogram verloor. Oh, hectic. Ja. En soos ons weeg en dan stuur ons die, jy weet jou gramme en jou kilogramme in elke week. En toe dink ek kan nie luister, ek moet nou bietjie minder dit eet, bietjie minder dit drink en. So ek het 15 kilogram afgekom. Oh wow. Hy het 3 kilogram verloor. Ons was 16 of 17 kilogram verskil tussen ons twee. But I've got a heart advantage. Ja. So en ons het EFC se umpires gebruik. So it was professional. Ja. And we decided that all the money that we raise will be given to the abused women and children of Port Elizabeth. Ja. Yes. So die aand, voor die aand wat ons beklei het, besef jy dat jou vyand jou beter maak. Want ek wou nie 4 in die oggend opstaan nie, maar ek het geweet hy gaan. Ja. Dan gaan ek. En daai laaste koeksuster wat ek wil eet, het ek besluit nie om te eet nie, want ek weet hy sou nie. So your opponent makes you better. So I owe him thanks for making me better. En ons het 'n B&B gebruik in die baai hierso in PE, Gqeberha. And the accommodation was absolutely amazing. En ons is almal daar die aand voor. En dis moeilik om te weet jy het soveel gesweet, soveel gehuil voor iets wat so groot is en ek kan nie verloor nie. It's my hometown. Ja. I agreed to this. Ja. I'm 43. He was 26. Is hy 'n moer nie wat ek gaan verloor nie. Ek gee nie om wat gebeur nie, maar ek sal nie verloor nie. Yes. En die aand voor die bekleierery of die aand voor die fight, die big fight night, staan ek en hy saam en ons drink 'n bier saam, want die weigh-in is nou oor, so nou kan ons enige iets eet wat ons wil. Ja. Jy weet, die weigh-in is nou oor. En die ouens van die B&B het vir hulle soos 'n gift wrap ding gegee, en een van die goed in die gift wrap ding was 'n tandeborsel. Ek sê, broer, jy het die tandeborsel nodig gekry. Hy sê, hoekom nie? Ek sê, want ek gaan die tande uit jou mond bliksem. Toe lag hy so, toe lag ons weer, toe connect ons weer. Yes. En die volgende aand moet ons mekaar bliksem. Ja. Ek was verbaas, om eerlik te wees, ek was verbaas. Hy was sterk geweest, en hy was vinnig geweest, en ek is lomp, en ek is groot, en maar ons het daarvoor getrain. Yes. As hy, en ons het geweet, ek moet die center van die octagon gebruik. Hy gaan omhardloop, maak hom moeg, sluit hom elke nou en dan af, sodat hy nou met links tot regs, en dan mors het sy soos in his momentum. Ja. En 28 sekondes in die tweede ronde het die ref dit hy het dit gekol en gesê nee, wag, jy gaan hier die ou dood bliksem.
Of het hy dalk gesien dat jy moeg was, omdat jy so oud was? Jy weet, ek was moeg. Mag gaan my Ek tande was- vashou. Ek was moeg. Om eerlik te wees, ek was moeg. Ek was baie moeg geweest. Ja. Hy's vinnig Ja. en hy's baie sterk. Maar ek is net so sterk. No ways. So ja, dit was daai ondervinding vir my was soos my seun het altyd vir my gesê, "Eer pa, kon jy nie net jy weet ek het beklei voor my seun gebore is." En hy het altyd vir my gesê, "Kan jy nie one more time, just fight Ja. one more time so I can see it." Yes. En my seun het my uitgeloop uit die kleedkamers uit Oh wow. Octagon toe. En die eerste persoon oor daai Octagon se hek was my seun gewees. Yes. Ja, ek was baie trots, ja. Tussen kussens. So met Survivor en ek meen julle het dit gewen of jy het dit gewen. Ek sê julle want dit is so 'n family thing. Ek voel Nikki het jou gemotiveer op haar laaste stukkie. Maar dit was meer as net die wen. Dit was, jy weet, julle was in 'n situasie waar dit was nie net oor die titel van outwit, outplay, outlast nie. Dit was julle het dit eintlik baie nodig gehad op daai stadium. Wat het jou was dit wat jou gemotiveer het om nommer 1 deel te neem of Nee, nie om deel te neem nie. So het was 'n Sondagmiddag gewees. Een van ons ou can I, English? Ja. Okay. So one of our previous landlords phoned me on a Sunday. Dit was Tannie Trudy Leroux. Toe ons nog hier duikmaatskappy gehad in Londen. Toe bel sy vir my, sy sê vir my, luister jy al aangesluit by Survivor? Sê ek, nee, hoekom? Sy sê, jy sal so goed wees. ja. Jy vat kinders uit vir hulle first wilderness experience en jy's goed in die see en jy moet dit doen. Toe sê ek vir haar, okay, sure. Dit is ek het nie verwag nie en toe sy my bel was ek so bietjie eintlik geskok. Toe sê sy vir my, maak my 'n Thomas Promise. Oh. Okay, so Thomas Promise is elke nou en dan was ons so bietjie laat met die rent gewees. Oh, shame. En as ek haar bel sê ek vir haar, Tannie Trudy, ek gaan bietjie laat wees, kan dit Woensdag wees. Sy sê Thomas Promise my. Ek sê, okay, so as ek 'n Thomas Promise maak, is dit 'n belofte wat jy weet Ja. ek sal steek. En toe sê ek ja, okay, ek Thomas Promise. Sit ek hier voor neer en sê Nikki vir my, wie was dit? What did we just Thomas promise? Ek sê nee, dit was Tannie Trudy Leroux gewees. Sy sê, skuld ons haar geld. Sê ek nee, sy het my gedwing, gedreig om to enter Survivor. She says, well now you got to. Ja. Thomas promised. Oh wow. Maar dit het eintlik op die beste tyd vir julle gekom want julle was Ja. 'n bietjie in 'n tight spot. Ek meen jy het Nee, 'n bietjie nie. ja, 'n groot Dit eintlik. Definitief 'n verkeerde woord moet gebruik. Want jy was in die anti-poaching wêreld gewees Ja. en jy het fisies baie seer gekry en jy moes uittreë. Ja. Ek dink dit was die 17de van Augustus. Die strip is my gevang in 'n parkeerplek. Baie beserings ja, gevat van hulle af. En ja, so ek was nie in 'n posisie waar ek nog kon werk nie. So ja, was baie moeilik vir ons gewees. Maar dit was groot. Dit was jy het jou skedel Ja. gekraak, jou pelvis gekraak, Ja. jou my rug, wervels. Ja. So ek was between a rock and a hard place. En 'n vriend van ons het ons gebel en gesê luister, ons hoor jy moet trek en jy moet vinnig trek. En ons het nie geld gehad daarvoor nie. En toe gee hy vir ons die sleutels vir 'n huis van wat hy besit in Forest Hill. En hy het vir ons gesê jy betaal as jy reg is. Wat vir 'n man baie moeilik is. Ja. Baie moeilik. Maar toe maak jy 'n belofte aan hom. Toe sê jy eendag gaan jy die huis koop. Toe sê ek vir hom daai dag, toe hy vir ons die sleutels gee, ekskuus. Toe hy vir ons die sleutels gee, toe sê ek vir hom eendag sal ek hierdie huis van julle af koop. Toe sê hy een van daai, okay chom. Ja. Okay.
Ja. En so dit was 17de Augustus, so 'n maand later. En minder as 'n jaar later doen ek Survivor. Soos daai Januarie van die volgende jaar doen ek Survivor. En Augustus van daai volgende jaar het ek gewen. En R1 miljoen gekry van Survivor. Ja. Toe bel ek hom, toe sê ek vir hom, hoeveel soek jy vir die huis? Hy sê, ek het geweet jy sal deurkom met hierdie belofte van jou. En jy Gelukkig het dit nou nie vir hom 'n Thomas Promise gemaak Ja, dat nie, maar sê. Maar dit was nog steeds 'n belofte. dit was 'n belofte. Vir ja. jou, vir jouself was dit 'n Thomas Promise. Ja. En dit was dus die eerste groot ding wat julle eintlik gekoop het en julle besit nog steeds die huis. Ja, Ja. ja. So ons het nie eintlik daai geld gebruik vir die koop van die huis nie. Ons het daai geld gebruik as soos 'n surety vir die huis. Oh wow. En daai geld gebruik vir ander goed, maar ja. Die huis is ten minste ons en ons besit hom nog. Nee, kyk daar. En jy het twee beloftes nog gekom, die een vir die tannie en die een vir hierdie vriend. Jy weet dan. Hoe mooi is dit? Maar dit is 'n cool ding om te sê, jy weet jy het 'n miljoen gewen. Ek dink baie mense is ook as jy die lotto wen dan hulle soos, "Oh, wat het jy alles gedoen daarmee?" Maar mense besef ook nie, jy weet dit 'n miljoen gaan nie wêreld vol nie. Exactly. Dit gaan nie baie dit gaan baie vinnig weg. Maar hulle het my gevra daai aand, how does it feel to be South Africa's newest millionaire? Oh wow. Ek sê ek weet nie. Is nog nie my rekening nie. So don't count your chickens before it hatches. Maar ja, dit was eienaardig. Hoe lank was dit voordat dit in jou rekening was? 3 maande. Oh wow. Ja. Okay. 3 maande later was dit my rekening gewees. Dit Maar- was 'n moerse Desember gewees. Ja, ek kan dink. Want jy was al in Januarie in die Filippines gewees Ja. en jy het eers in Augustus gewen want dit is 'n live draw of live voting Ja. wanneer hulle dit doen. Ja. En interessant genoeg die voting pen is hierso, Ja. nee? So Hy ek is. vir my een van die mees belangrikste vrae is, wat het jy gesteel alles? Wat Okay. het jy geleen as permanent souvenirs? So op die eiland het ek geweet ek sal hierdie goed nooit in my lewe weer sien nie. So dis risikobewyse. It's worth a risk. Ja. So I stole the spoon that made me famous. Die infamous spoon, want die groot ding wat almal kwaad gemaak het, is dat jy die lepel gelek het. Wat almal het- moes gebruik. Ek het die lepel gelek, ja. Die lepel en hierdie was soos pre-COVID, so ek weet nie hoekom Ja, almal so maar- uitgefreek het. Ja, maar die ding is ek het daai lepel gelek na almal klaar was. Okay, maar hulle het soos in gewys op die TV dat ek daai lepel gelek het en toe moes almal nog die Ja. lepel gebruik het. Maar nou nie so uitgewerk nie. So ja, ek het nog die lepel en ek het ook die flint gesteel. Wat my 4 dae gekos het. Johnny het ja, sy het my gat geskop met die vuurmaak kompetisie. En ek sal dit nooit oorleef nie. Want my maats nog vandag, dis nou 2025 en my maats bel my nog en sê luister, dis Dinsdag, ons braai by jou huis Saterdag. En ek sê ja, okay. Dan bel hy my weer Woensdag en sê luister, ons braai nog by jou huis Saterdag. Ek sê ja, hoekom bel jy my weer? Ja. Ek weet dan. Hy sê ons weet dit vat jou 4 dae om 4 te maak. So ons bel maar net vooruit. So ja, dit was Maar wat mense, dit het ook gereën vir die eerste 4 dae. Kom nou. En ons het nie 'n Ja, flint gehad vir die eerste exactly, 4 dae. ja. So op die eerste dag wat ek eintlik 'n flint gehad het, het ek 4 gemaak. Maar that really doesn't matter to the people that I grew up with. You know, that they're gonna nail me on that cock anyway. So ja, ek het nog steeds die flint. Ek kan nog 4 maak as jy my 4 dae gee. Maar ek sal jou nou wys hoe om 4 te maak. Ja, ek dink dit is mee. So Zane, I'm going to teach you how to use a flint. Okay. Okay, so the top of the flint is actually a flint, and the bottom of the flint is stuff called magnesium. Okay, you'll see on the striker,
that side's smooth and this side's ruffled. Yeah. So feel there so that you know which side's the ruffled Okay. side. Okay. Now the easiest way to do this is a little bit of toilet paper because toilet paper burns really quickly. But that's 2 plus, so it's toilet paper. No, it's single ply because you had the SWAT's house. Oh. Yeah. If you had somebody else's house, it might have been 2 ply, but not in this house. Okay. So what you want to do is you want to scratch some. You're going to tear this up so there's lots of pieces, lots of corners, lots of sides. Okay. Okay. You're going to put it like that. Okay. Now you're going to scratch from the magnesium side. Okay. And you're going to scratch Onto. magnesium onto that. Okay. So, okay. So. And like don't be that. gentle. Don't be gentle. So like that. Yeah, you're being too gentle. you need to be aggressive. Okay. So you need to be like aggressive. Oh, okay, yeah. Okay. Yeah, that wasn't me. Okay. So be aggressive. Oh my god. Oh, you got this. You got this. You think it's enough? Okay. So if we were on Survivor, the rest of us would die. Basically. Yeah. Or freeze to death or, you know, only ever be able to eat anything that's natural. Okay. Mushroom. Okay. Now we're going to turn it over, and this side of here, that little bar is actually a strike bar. Okay. So exactly the same as what you took the magnesium off on, you're going to do the same with the the- strike with bar, but this- you're going to do it like quickly. But this side or the other No, side? no, still with the side with the teeth on. Okay. Okay. So you're going to do it that way, and you're going to do it hard. Oh my god. Okay. That's what they call it a strike slip. Oh, there we go. So now all the magnesium now has fallen to the bottom. Okay, so now we've got to start again with the magnesium. So let's turn it upside down and let's go again. So exactly like you're doing that, you're going to do it the other side. Okay? Okay. Okay, so let's go. Oh my word. So this is like cricket. And on the 5th go, the test. At least, yo, you take 4 days, I take 5 days. I don't know what to do now. Anyway, just keep on trying. Yep. Don't be shy. Go hard as you can, as hard as you can. So you're not going to hurt me. Come on, you can do this. You can do this. Maybe you can't do this. Can I try just to see if it's working? I just want to see if it's working. Okay. Okay, let's see if it's working. It's not working. I've got a better idea. Yeah? Okay, put it in there. Oh shit. And it's still not. You're killing the whole vibe. None of us will survive. None of us. We are dead. I'm not a survivor. Let's do that one more time. Let's just try it. We'll do it together. Okay. And maybe it'll work if we do it together. Okay. Okay, must I Let's do go. mine as well? Yeah, With my... yeah. Here we go. Here we go. Here we go. I can't even do You're blitz. quite shit with a lighter as well. Wait. There we go. Look I at got that it. fire. That's how you make a fire. And that's how easy it is, guys. That's how easy it is. So elke tussenkussingsonderhoud kry ons gas 'n tussenkussingskussing. So Nikki het nou al haar eie tussenkussingskussing. So nou het jy een. Ja. Nou moet Baie jy dankie. nou moet jy video's post waar jy tussen jou tussenkussing. Maar as dit die een kussing, waar is die ander ene? Jy is die ander Hy's by kussing. jou vrou se winkel. Hy is actually by jou okay. vrou se So ek sal daai kussing gaan vat, want dis mos tussenkussings. Op die Dis oomblik is dit tussenkussings. op elke kant van 'n kussing. O. Dis Oh my waar. word, ons gaan ons hele show met hierdie naam. Am I the only one that picked it up? Is that I'm not between pillows. I'm on Wow. the either side of pillows. Okay, so ons gaan nog 'n kussing moet kry met daai kant. Maar julle is tussen Hashtag kante van kussing. #probleemkind. Ek wil net sê dit was baie lekker geweest om met jou te chat vandag. Baie dankie. Ehm Ek het dit ek is nog vreeslik steeds geniet. bang vir jou. Vir wat? Hoekom?
Want dit vat 2 rondes in 26 sekondes. 28. 28. Vra Pico. Ek sal 26 sekondes wees. Maar jy is werklik ons favourite survivor. Jy deserve daai titel nie net vir die actual show nie, maar vir jou lewe. Jy's 'n inspirasie vir baie mense. Vreeslik baie dankie. Ek waardeer dit. As wat ek was. Oh, tussen kussens. Oh, tussen kussens. Hallo, ek is Ross Smit en welkom by Plato GQ.